Liewe vriende, baie welkom hierso by ons uitsendingsdiens. Dit is weer eens vir my besonders lekker om saam met jou, waar ook al jy jouself bevind, hier rondom die Christuskerk, te kan en te mag kuier. Sommige net daar waar jy jouself bevind, daar in die teenwoordigheid van die Here, hier as jy in Suid-Afrika is, en hierdie lieflike lente seisoen ervaar. Wanneer ons net weer opnuut links en regs van ons kyk, sien ons hierdie absolute natuurskoonheid van die groenheid rondom ons. Wat vir ons daarom iets sê van die Here se omgee en die Here se manier om nuwe lewe te bring en iets wat dor is. Die blomme wat weer uitstoot en die gras wat weer groen word. Sê vir ons iets van die Here se kunshand van hierdie skepping. Vriende, sommer daar waar ons is, kom ons raak net vir 'n oomblik saam stil in gebed. Weer hier kom ons weer by mekaar, Here, op verskeie maniere. Week op week sit ons hier en ons ontmoet U waar ons is. Here, dit sê vir ons iets van U liefde en iets van U teenwoordigheid. Iets van U alomteenwoordigheid en van U almagtigheid. Dat U ons ontmoet waar ons is, hoe ons is. Maak nie saak van dit wat met ons gebeur het, of dit wat ons aan het, Here. U dankie dat ons hier mag en kan wees. Here, soos wat ons nou U skrif gaan lees, maak ons hart ontvanklik daarvoor, Here, dat ons kan hoor wat U vir ons vandag wil sê deur hierdie skrifgedeelte. Amen. Vriende, dit is vir my so lekker om saam met julle te kan kuier. En daarom kan ons gegroet word en wandel hierso in die Here se pad en in die Here se manier van genade. En daarom kan ek julle groet met die woorde van genade, barmhartigheid en vrede van God, ons Vader, die opgestaande Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Vriende, vandag kuier ons bietjie hierso met die skrifgedeelte van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 26. En dit is 'n baie besonderse teksgedeelte, want dit is hierso waar Paulus op 'n baie unieke manier iets vir die volk verduidelik. Dit is in baie Griekse literatuur gewees dat mensdele gebruik word om sekere goed oor te dra, onder andere dat daar 'n sekere mag of 'n sekere heersende eienskap aan 'n sekere deel toegeskryf is, onder andere die hoof van die huis. Dit is waar al die groot besluite geneem moet word en dit is die eerste ding wat raak gesien word. En dat die hoof eintlik alles beheer en dit is die toppunt van jou liggaam, dit is die hoogste punt. So dit was 'n manier gewees. Maar nou lees ons hierdie gedeelte bietjie en ons sien hoe Paulus eintlik van hierdie menslike ledemate praat oor dat hulle eintlik afhanklik van mekaar is en dat daar nie 'n doellose ledemaat is nie. En dit is Paulus se manier om bietjie te verduidelik van hoe ons rol as gelowiges is in die liggaam van Christus. Dat ons almal 'n eie unieke rol het. Dat ons almal nie noodwendig dieselfde rol het as 'n voet of 'n hand of die skouer of die oë of die mond nie, maar dat ons elkeen binne in 'n unieke liggaamsdeel inpas. Of jy nou het sê die oog is, die oor is, die hand is of die voet is. Jy pas in tot in hierdie volmaaktheid van die liggaam. So kom ons lees hierdie gedeelte saam van 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 26 en dit lees. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm. So is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een Gees in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vrye mense, en ons is almal met een Gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Daarom behoort hy nie aan die liggaam nie, is die vraag. As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die kop nie weer vir die voet sê, ek het julle nie nodig nie.
Inteendeel, die oënskynlik swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. En daardie deel van die liggaam wat ons as minder eerbaar beskou, kleë ons met meer as die gewone eer en die minder elegante deel met meer elegansie. Terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie, maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die dele wat die minste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate is gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly al die ledemate saam. En as een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Tot sover lees ons vandag hierdie skrifgedeelte. Vriende, ek lees hierdie gedeelte en laat my dadelik dink aan 'n gebeurtenis wat ek gesien het, waar 'n klein seentjie en sy ma in 'n kar sit, hier by 'n rooi robot, en daar staan 'n man met 'n bordjie wat sê ek is honger. Ek is honger. En so kyk hierdie seentjie vir sy ma en hy sê, mamma, hoekom gee ons nie vir daardie oom kos nie? Hy lyk honger. Ons moet onthou, die vrou sit hier so met die gedagte van ek wil by die werk kom, ek moet my kind gaan aflaai. Daar's soveel goed wat moet gebeur. Maar hier kom hierdie stem deur van mamma, hoekom gee ons nie vir daai oom kos nie? Want hy lyk honger. Daar het sy tot 'n besef gekom en daar draai sy die kar om, gaan na die Spar toe, koop kos en gee dit vir die oom. So het die stem van 'n kind so groot aksie en uitvoering gehad. Die vraag is, sou die ma dit nou natuurlik gedoen het as die kind dit nie gesê het nie? Maar dit is wat vandag se hart van ons tema is. Kinders kan en mag gehoor word. Nie net omdat hulle 'n oulike stem het nie. Nie net omdat dit lieflik is om te hoor as kinders praat nie. Maar dat hulle stemme eintlik 'n gewig dra. Ons dink gewoonlik kundigheid lê net by volwassenheid. Hoe gryser, hoe wyser, hoe ouer, hoe beter. Maar vriende, soos elke liggaamsdeel, is daar 'n rol wat toegeskryf is. Is daar 'n belangrike rol tot elke liggaamsdeel. En wat eintlik byna in kundigheid is wanneer ek 'n rugbybal vat en ek paas hom rond en ek kan paal skop en ek skop hom oor en ek speel met 'n rugbybal. Dan lê die waarde net vir my soos 'n normale rugbybal waarmee ek speel. Maar wanneer daai selfde rugbybal geplaas word in die hande van Henry Pollard, dan is dit die balans tussen 'n wen en 'n verloor van 'n wêreldbeker. Dan kry daai rugbybal baie meer waarde. Dit is soos die stem van 'n kind. Wanneer ons die stem van die kind probeer plaas in 'n plek waar ons dit nie ontvanklik maak nie, dan gaan dit dalk nie dieselfde waarde hê nie. Kom ons vat byvoorbeeld die benoeming van mamma en pappa. Wanneer ek sê jy's 'n ma en 'n pa, gee ek vir jou erkenning. Dan hoor jy jy's 'n ma en 'n pa. Maar wanneer 'n kind sê mamma en pappa, dan is dit nie net 'n erkenning nie, maar dan is dit 'n besef. 'n Besef van afhanklikheid. Die besef dat die kind afhanklik is van jou. Die besef dat hierdie kind lief is vir jou. Daardie egte woorde van mamma en pappa. Ek sit in julle hande. Ek sit by julle om ook gehoor te word. En dan dink ons hierdie stem is soms net hierdie dun en onskuldige stem. Maar daar is soveel waarde aan die stem van 'n kind. Want met daai benoeming van mamma of pappa of ouma en oupa, is dit 'n tipe dankbaarheid wat ons na ons knieë toe vat. Op ons knieë sit ons dan met dankbaarheid. En vir die Here is dit 'n mate van lof, want ons lees weer Psalm 8 waar die Here sê, maar uit die mond van 'n suigeling kom julle skepping so mooi ook voor. En vriende, dit is hier waar Paulus ons met vandag se skrifgedeelte bietjie help en ons begelei. Hy help ons met dit om te besef dat nie een ledemaat belangriker of minder belangriker is as die res nie. Dit vorm deel van hierdie hele liggaam van Christus. Die oog kan tog nou nie vir die hand sê jy is minder belangrik nie, net soos wat die kop nie vir die voet kan sê jy is minder belangrik nie.
Wys vir ons elke deel van hierdie liggaam van Christus is noodsaaklik. Al is dit die stem van 'n volwasse, maar so ook is dit die stem van 'n kind. Want liewe vriende, ek wil 'n bietjie die vraag vra van hoeveel keer het kinders ons bymekaar gebring? Hoeveel keer bring kinders ons bymekaar? Ek wil sommer net aan 2 gebeure dink. Wanneer daar skoolsport is, dan kom mamma en pappa en oupa en ouma en oom en tannie en vriende en al hierdie vreemdelinge kom eintlik bymekaar hier by hierdie sportgronde en hulle ondersteun hulle kinders. Maar dit is dieselfde wanneer ons dink van 'n kinderpartytjie. Wanneer 'n kind na skool toe gaan, dan ewe skielik word ons blootgestel tot 'n nuwe verhouding. Blootgestel tot 'n verhouding wat ons kinders vir ons begin aankweek het ook. Hier kom dan vreemdelinge wat eintlik mekaar nooit sou geken het by mekaar nie. Want hier kom hulle by 'n kinderpartytjie by mekaar, want kinders het hulle saamgebring. En so begin ons iets van die heiligheid sien van teenwoordigheid. Dit is dieselfde wanneer 'n klein kind by hulle ouma of oupa gaan kuier, want dan bring dit weer 'n bietjie vrede en lewe in die huis en selfs bietjie daai uitsien vir die volgende dag om saam met die kinders iets te kan gaan doen. Dit is die krag wat 'n kind kan bring in 'n verhouding in. Dit is die krag wat 'n kind kan saambring tot die volheid van die liggaam van Christus. Maar vriende, onthou jy nog toe jy ook jonk was? Toe jy ook gehoor wou word en die absolute liefde wat jy ervaar het toe jou ma en jou pa regtig na jou geluister het. Want toe voel jy hoort. Toe voel jy is geliefd. Want jou ma en jou pa het na jou geluister. En dit is so ook wanneer ons praat van kinders van die Here. Hier wanneer ons weer terugkom na die doop toe. Waar die Here vir jou sê, ek het jou gekies want jy is my kind. Ek wil saam met jou 'n pad stap. Want soms wanneer jy voel jy's ver, sê ek is by jou. En dan is dit nie net iets wat ek sê nie, maar ek wil hê jy moet besef, jy kan met my praat, want ek gaan na jou luister. Want ek hoor wat my kinders ook vir my sê. Selfs is dit die sagte trane wat in jou wang afloop, of selfs hierdie opgekropte hart, of selfs hierdie vrede van 'n glimlag en 'n skaterlag, kan jy na my toe kom. Vriende, as God die ruimte vir kinders maak, kan ons daadwerklik sê ons maak 'n ruimte vir kinders. 'n Ruimte waar hulle nie net gehoor word nie, maar na geluister gaan word. Want ja vriende, ons almal het al gehoor hoe klink dit wanneer 'n kind lag en fluister in die kerk. Ons het al gehoor as kinders raas in die kerk. Maar daar is 'n verskil wanneer ons luister na kinders in die kerk. Daar is 'n verskil wanneer ons na kinders luister met egtheid en hulle kan voel hulle behoort en hulle word na geluister. Want God kan ook die stem van 'n kind gebruik om met ons te praat. Laat my dink aan die storie van die klein dogtertjie wat saam met hulle familie by hulle oupa by die hospitaalbed was. Hier by die sterwingsbed loop hierdie 5-jarige dogtertjie na oupa toe. En in 'n kamer gevul met trane en hartseer, kom hierdie klein dogtertjie en sy sê vir haar oupa, "Maar oupa, weet oupa wat? Jesus is ook hier." En in daardie gebeurtenis is dit nie 'n teologiese verduideliking of 'n handboek wat hier voorgeles word nie. Maar dit is die egtheid van die kind wat gepraat het. En daardie oomblik besef almal, maar die Gees van die Here het ook deur 'n kind kon gepraat het. Soms is dit die absolute eerlikheid van 'n kind wat ons soms mee 'n bietjie vanaf weg beweeg. Want kinders vra die vraag van, hoekom bid ons vir mense om gesond te word as hulle nog steeds siek bly? Hoekom bid ons as die Here mos alles kan hoor? En dit is soms hierdie ongemaklike vraag wat ons waarmee ons onsself eintlik mee wil nie assosieer nie, vanaf weg beweeg. My kinders vra dit met 'n opregtheid. En dalk is dit net die manier hoe die Here ons bietjie herinner om daaroor na te dink, om met hom in gesprek te tree, om nie noodwendig 'n klinkklare antwoord te gee nie, maar om eerlik om te kan gaan.
En dalk is dit bietjie ons uitdaging. Dalk is dit die manier hoe ons 'n kopskuif moet maak. Want Paulus gebruik juis hierdie gedeelte van die swakker ledemate. Selfs die Here gebruik hulle. Dalk is hierdie swak ledemate vir ons die ledemate wat ons as swak beskou. Dalk is dit die ledemate wat ons wegskuif. Maar daar lê iets in die waarheid van volmaaktheid, wanneer al die ledemate saam kan praat en saam kan werk en saam hulle rol kan doen om tot die volheid van die Here te kan saamwerk en saam in hierdie volheid van die liggaam van Christus te kan vier. Want vriende, ja, kinders het dalk nou nie die nodige kennis wat ons as volwassenes streef om te hê of eintlik soms sê ons het nie. Maar die eerlike manier en die onskuldige manier hoe kinders met geloof omgaan, kan ons van hulle baie van leer. Want die vraag is eintlik, hoeveel keer het ons verby die stem van God geloop, omdat dit eintlik deur 'n kind gesê was? Hoeveel keer het ons verby die Here gedraf, omdat 'n kind vir ons iets gesê het in 'n eerlike manier, hoe hulle met geloof omgegaan het, en nie op 'n manier hoe volwassenes dit uitberedeneer op 'n akademiese of 'n rasionele manier nie, maar op 'n eerlike en 'n opregte manier. Dit sê vir ons dat ons iets van kinders kan leer. Die Here sê vir ons dat ons iets van kinders kan leer, selfs net deur sy verhaal. Want die Here kon in alle volmaaktheid afgekom het na die aarde toe in die liggaam van 'n volwasse. Maar die Here het in die liggaam van 'n baba gekom, wat groot gemaak geword het, wat groot gemaak is. En so het daardie klein babietjie begin groei, en selfs van kindsbeen af het hy gelowiges rondom hom geleer. En daar het die stem van 'n kind net so 'n kragtige rol gespeel vir my en jou verlossing deur sy genade. Vriende, hier waar ons onsself bevind, selfs hier by die teenwoordigheid van die Christuskerk, mag ons na kinders luister en hoor wat hulle vir ons kan sê. Want kinders kan en mag gehoor word. Want soms, maar net soms, gebruik die Here ook die stem van 'n kind om vir ons te laat besef dat hy steeds teenwoordig is. Amen. Liewe Heer, hier sit ons en ons lees hierdie gedeelte uit 1 Korintiërs 12. En ons lees hierdie gedeelte van al die liggaamsdele, dat die liggaam uit so 'n verskeidenheidsgedeelte uit bestaan, dat dit tot die volheid van die liggaam van Christus eintlik kan saam aan deelneem. Here, help ons dat ons nie enige ledemate as minderwaardig sal sien nie, dat ons eie unieke rol sal omhels. Maar Here, mag ons nie die hand af wegwys, omdat die oog dink die hand is nie belangrik nie. Here, wees so vir ons, dat daar waar ons stap, dat ons soms dan net die gelag en die eerlikheid van 'n kind kan hoor, dat ons iets van u skepping en iets van die liefde kan leer. Here, selfs daar in 'n vertrek waar hartseer en dorheid sal seëvier, dat die stem van 'n kind ook vorentoe sal kan kom en iets van die teenwoordigheid sal sê. Want soms kom u Gees deur die mond van 'n suigeling om iets van hierdie volmaaktheid van die skepping te kan praat, Here. Here, help ons dat ons nie met dowe ore verby u sal stap nie, veral nie wanneer u met ons praat in die vorm van 'n kindstem nie. Amen. Vriende, daar waar ook al jy mag gaan, mag jy dag op dag in die genade van die Here se pad kan loop. Mag jy dag op dag in sy teenwoordigheid wandel. Want die Here was en is en sal altyd wees.